Ek het 'n bepaalde visie gehad. En daai visie is dat in 95 begin. Dit was die oorgangstydperk geweest en waar museums tradisioneel verantwoordelik was as jy kyk na die internasionale museumkomitee se destydse definisie van 'n museum, was dit om te versamel, te dokumenteer, na te vors en die inligting te versprei, en dit was 'n organisasie in diens van die gemeenskap. Met latere jare het daai soort van die mandaat en definisie iets wat verander. En deesdae kyk ons baie na wat gebeur in die wêreld, wat is aktueel, wat is relevant, hoe bly ons relevant? So ons takel nou kwessies soos verhulbaarheid in die sin van, hoe gaan ons om met die omgewing, as ons kyk na ons werksaamhede en die mandaat wat ons veronderstel om te vervul. Hoe kyk ons na ekonomiese verhulbaarheid? Hoe kyk ons na verhulbaarheid binne ons gemeenskappe? En my pad met die Afrikaanse Taalmuseum strek oor 'n lang tydperk. En ek het altyd nou saamgewerk. En een van die redes hoekom ek aansoeke doen het ook, is natuurlik, hulle het 'n unieke tema gehad. Waar museums baie keer fokus op of 'n kultuurhistories of 'n natuurhistoriese tema, het ons hier te doen met die nie-stoffelike, die taalaspek. En ek kon die geleentheid kry om die tasbare te bestuur en die nie-tasbare. Die tasbare in die vorm van die terrein, die monument, en die ander kant die nie-tasbare, die stories van Afrikaans. En ek kon 'n rol speel om die narratief van Afrikaans aan te pas, om dit 'n meer soort van inklusiewe taal te maak. Deur mense op te voed oor die gedeelde bestaanwortel, maar ook natuurlik om baie keer in Engels praat hulle van social and human capital. Die sosiale kapitaal is eintlik dit wat ons as gemeenskappe bymekaar bring. En die menslike kapitaal is hoe verskaf ons, hoe bemagtig ons mense, wat so 'n vorm van opvoeding kan die museum bring. So ons spreek sosiale kwessies aan, van sosiale aanspreeklikheid. Dit is 'n belangrike aspek van verhulbaarheid. Van ons moet ons gemeenskappe bou. So my uitgangspunt was geweest om te sê, in Engels praat hulle van die triple bottom line. So ek wil 'n balans hê en sal altyd daarna streef dat ons moet kyk na omgewingsaspekte. Ons moet die koolstofdioksied voetspoor verminder deur groen te gaan by die monument. Ons moet kyk, hoe kan ons finansiëel volhoubaar wees? Hoe bestuur ons aandeelhouers, ons donateurs, ons gemeenskappe? Hoe kry ons genoeg geld om al ons projekte te kan uitvoer? En dan is natuurlik ons verhouding met die gemeenskap. Wat 'n rol speel ons binne die gemeenskap? Hoe skep ons samehorigheid binne 'n voorheen diep verdeelde Afrikaanse gemeenskap? Hoe versterk ons? Hoe stel ons die onreg van die verlede reg? So dit is hoekom 'n museum kan 'n baie kragtige medium wees om die gemeenskap bymekaar te bou, om daai sosiale en menslike kapitaal te bou, om Afrikaanssprekers, maar ook Suid-Afrikaners nader te kry, dat hulle te praat oor die kwessies van die dag. Wat pla ons? Hoe besweer ons vrese? En toe ek hier begin het ek gesê, kom ons doen 'n markanalise. Om te bepaal, jy weet, ons gaan nie vir ons arrogant hou en sê ons weet wat goed is nie. Want baie keer is dit 'n probleem met kundiges. Hulle sal sê ek is 'n geleerde, ek is 'n kundige en dit is so baie paternalisties en dan sê ek weet wat's goed vir julle. Maar ons marknavorsing sê wat is die behoeftes in die mark en laat ons daai behoeftes aanspreek, dan sal ons relevant bly.